Great. Net so 'n paar dingetjies deel vanoggend. Ek gaan nie alles kan deel wat ek wou deel nie. Ons sal volgende Sondag aangaan by dit wat ek vanoggend deel, maar het jy al beleef dat jy vrugte sien elders? En jy sien daai vrugte. As jy daai vrugte sien, dan dink jy, dit lyk fenomenaal. Jy kan nie wag om daai ding te hap nie. Wie was daai vrugte kyk? Dan voel dit vir jou, jy wil sommer ruk en rol. Dan vat jy daai vrug. En ons het sulke vrugte gehad, so 'n ding gehad, so 'n doringboom, hy het sulke wille vrugte gegroei op die plaas. En as hy gryp word, dan word hy klapperding, hy word so goudgeel, dan breek jy hom oop, dan lyk dit soos gekookte kondensmelk. Hoor jy, dit lyk verskriklik lekker. So ek sê, jy sommer laat ruk en rol, totdat jy hom eet. En toe ek hom eet, toe moet jy knyp en hol. Yes, ek dink ook so. Maar wie wat partykeer kry ons te doen met ietsie, 'n vrug, en dit is glad nie wat jy gehoop het dit gaan wees. Van die begin af staan die mens tussen twee bome. Die boom van kennis van goed en kwaad en die boom van die lewe. Okay, hulle het nou nie so gelyk in die tuin nie. Die een sê, jy moet beter doen. Jy moet perform. Jy moet presteer. Jy moet harder probeer. Jy moet effort insit. Die ander boom sê, bly in my en jy sal vrug dra. Jy sien, die eerste ene lei tot 'n sondebewustheid. Die tweede boom, die ander boom, lei na 'n Godbewustheid in ons lewens. Jy sien, om die boom van kennis van goed en kwaad, sondebewustheid te kies, kom neer op, dis wettiese goeders, om wetties te wees. Is gefokus op werke. Dis daai werksgeoriënteerde denkwyse. Ek moet die goedheid en die guns van God verdien. En weet wat, as ek die vrug van daai boom eet, dan is dit nie net geestelik rampspoedig nie. Dis lewensrampspoedig vir jou. Maar jy sien, dit veroorsaak op die ou einde dat jy moed verloor. Jy word ontmoedig. Dit lei op die ou einde na teleurstelling. Want jy probeer, jy misluk, jy kry dit nie reg nie, en dan kom jy by 'n plek wat jy net voel, ek gee op, kan nie meer nie. Of, dit lei na skynheiligheid, van ek probeer, ek misluk, en nou probeer ek dit toesmeer. Ek probeer myself regverdig oor hoekom ek is in die posisie is waar ek is. Jy sien, daai vrug bring nie lewe nie. Dit maak nie saak hoe hard jy probeer, maak nie saak wat se effort jy insit nie. Dit gaan nie lewe bring nie. En die uiteinde, dit loop ook oop, dit skep op die ou en dit skep verwarring. Dit veroorsaak twis en bekleierery, stryery, konflik tussen mense.
En die hartseer is, dit bring verdeeldheid in die liggaam van Christus. Dit breek eenheid. Maar by die boom van die lewe, van 'n Godbewustheid te kies, wat eenheid en gemeenskap met Jesus beteken. Mense, dit is die enigste weg, dit is die enigste pad na ware lewe toe. Na vreugde, soek jy vreugde, soek jy blydskap, soek jy liefde, soek jy aanvaarding, soek jy daai vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dan moet jy die regte vrug eet. En weet wat is kosbaar? Sodra jy van hierdie vrug eet, dan begin iets in jou te brand, want jy wil dit met ander mense deel. Weet jy, soos as jy 'n lekker vrug eet, man, as dit nou die dag, en sy eet, ek dink was 'n appel of iets, jy kan nie onthou nie, maar sy eet van 'n vrug, en sy eet en sy sê, "Joeg, hierdie ding is lekker." En weet dadelik, deel sy hom. Dus ek was tot homself opgeëet. Maar as sien, as iets gebeur as ons vanuit 'n Godbewustheid leef, wanneer ons die vrug van die boom van die lewe eet, gebeur iets in jou binneste, dat jy dit met mense, jy wil dit met hulle deel. Jy wil dit uitgee. En nou wil ek dit deel, net so rukkie staan by hierdie boom. It was not the evil nature of the tree of knowledge that deceived Eve. It was the good. Wil dit weer lees? It was not the evil nature of the tree of knowledge that deceived Eve. It was the good of the tree. The good of the tree of knowledge kills just as certainly as the evil. Jy sien, is die boom van kennis van goed en kwaad. Kennis van die goeie. Paulus skryf en hy waarsku, en ek wil dit vanoggend, dat julle dit sal lees en sal hoor vanoggend, hierdie waarskuwing was nie net vir daai mense nie, dis vir ons almal. En luister mooi die waarskuwing, en hy sê 2 Korintiërs 11 vers 3, hy sê, maar ek is bang, dat julle gedagtes weggelei sal word, van die onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus. Hy sê, net soos Eva verlei is deur die lustigheid van die slang, hy sê, ek sê dit omdat julle so maklik daarmee genoeg neem, as iemand 'n ander Jesus kom verkondig, as wat ons verkondig het, en julle neem net so maklik 'n ander gees en 'n ander evangelie aan, as die wat julle van ons ontvang het. Hy gee waarskuwing. Eintlik net besef die erns van dit, as Paulus sê, ek is bang, dat julle gedagtes weggelei word. Hy sê van die onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus, net soos Eva verlei is deur die lustigheid van die slang. Hoe sy verlei? Genesis 3. Gaan nie die hele gedeelte gaan lees, weer die hele voorafgaande gedeelte. Ons weet hoe die slang na Eva toe gekom het, en allerhande stories met haar gespin het, en met haar gesels het. Maar hy kom deceive haar. Hy verlei haar. En weet wat, nou lees jy vers 6. Toe sien die vrou, toe sien Eva, dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. 'n Boom wat 'n mens kan begeer, en om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte, en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het ook geëet. Toe gaan albei se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is,
En hulle het vyeblare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte, voorskote, klere gemaak. Sien, dis nie die goeie goed, die slegte goed, die slegte vrugte wat haar verlei het nie. Sy kyk na die boom en dit lyk goed. Jy sien, as ek uit 'n sondebewustheid leef, en dis wat gebeur soveel keer, dan fokus ek op al die tekorte. Ek fokus soveel keer op, daar skuldgevoelens begin my lewe te dryf. Ek probeer dinge doen, ek pak dit aan, ek probeer mooi leef, ek probeer goed leef, ek probeer 'n goeie karakter en gedrag handhaaf, maar ek maak dit nie. En elke keer, ek probeer, en as ek faal, dan sit ek met skuldgevoel. Ek probeer die hele tyd myself te bewys. Want jy sien, 'n sondebewustheid kweek in jou binneste hierdie ding van, maar ek moet presteer. Ek moet perform. Ek moet goed doen. Want as ek nie goed doen nie, as ek nie die regte dinge doen nie, dan gaan ek pak kry. Maar jy sien, die Vader staan daar so, met 'n lat in sy hand, gereed, en hy kyk net, waar ek misvat, waar ek droog maak, en dan gaan hy my pak gee. Die gevolg daarvan is, ons is kinders van die Here wat wandel met skaamte, met shame, baie keer met vrees, 'n vrees dat ek gaan faal, vrees ek gaan verkeerd doen, 'n vrees dat die Here my gaan kantlyn toe skop, 'n vrees dat die Here my gaan straf en my bykom. Dit maak dat ek wandel en myself die heeltyd vergelyk met ander mense. In die bediening, ouens wat in die bediening staan, vergelyk hulle self met ander ouens wat in die bediening staan. En dan dink jy, "Jesus, hoekom kan ek nie preek soos wat daai ou preek nie? Hoekom het ek nie 'n gemeente soos wat daai ou het? Hoekom het ek nie 'n gebou soos wat daai ou het? Hoekom kan ek nie 'n kar ry soos wat daai ou ry nie?" En jy vergelyk jouself. Die hartseer ding van die kerk is, ons praat van baie keer onder leierskap, 'n ding, ek weet nie eens waar ek dit die eerste keer gehoor het, maar praat van 'n ABC leierskap. As dit kom, as leraars by mekaar kom, maak nie saak watter kerk, watter denominasie hulle is, dan praat hulle altyd oor die ABC's. Attendance, buildings, cash flow. Baie keer dan vra mense van, "Hoe groot is jou gemeente?" Sê ek, "Nee, ek weet nie." Sê, "Hoeveel mense is daar?" En sê ek, "Nee, ek weet nie." Hulle sê, "Jy kan nie, jy moet weet." Ek sê, "Nee, ek weet regtig nie." Is te veel om te tel. Want ek tel nog met my vingers en dan my tone, en dan sê ek, stop dit by 20. En jy sien, omdat ek so besig is met hierdie performance van my, so besig is om die guns van die Here te probeer wen, dat ek kom uiteindelik op 'n plek wat ek eintlik uitbrand. Want mense, dit maak jou emosioneel, fisies en geestelik, put dit jou uit en maak dit jou moeg. Want as ons gaan kyk na die wet van die Here, as ons kyk na die 10 gebooie, die wet sê, die wet praat van, dis 'n standaard wat God gestel het. En in jou krag, en in jou doen, in jou performance, gaan jy daai standaard kan bereik. As jy dink jy kan, steek net jou hand op. Maar ons regtig vir jou bid dan, because jy's regtig in desepsie. Ons gaan dit nie maak nie. Ons lees, hulle sê Israel het voor die 400 jaar dit probeer doen, hulle kon dit nie reg kry nie. En wie dink ek en jy is ons om dit reg te kry? Nee, jy kan nie. Jy sien, Paulus sê in 2 Korintiërs 3 vers 6, hy sê die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Godbewustheid, fokus op Christus as bron,
as middel en ons doel. Romeine 11 vers 36 sê, want uit hom, deur hom, tot hom, is alle dinge. Want uit hom, alles kom van hom af. Hy is ons bron. Alles kom van hom af. Deur hom, mense sonder hom, kan ek niks doen nie. Want deur hom doen ek dit, kry ek dit reg. En ek doen dit tot hom, tot sy heerlikheid. Mense, jy sien nou, ware gehoorsaamheid is 'n uitvloeisel van intimiteit met die Here. Is die eet van die brood van die lewe. Maar jy sien, gehoorsaamheid, om gehoorsaam aan die Here, is nie net in jou krag nie. Paulus sê ek is tot alles in staat deur my performance, my vasbyt. Nee, is deur sy genade, deur sy krag. Johannes 15 vers 5. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Sê vir iemand langs jou, sonder hom kan jy niks doen. Ek kan dit nie doen nie. Maar jy sien, as jy leef vanuit 'n sonde bewustheid, dan probeer jy die heeltyd in jou krag alles te doen. Maar jy sien, ons probeer vrug dra. En vrugte dra in die Here. En weet wat doen ons? Ek probeer met my performance. Ons sit daar. Dis plastic drywe hoor. Net dat sy iemand gedink het, just daai like nice drywe. Eers na die diens is ek eerste dag. Nee, dis plastic drywe. Jy sien, ons probeer. Hy sê die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Kennis maak ons opgeblaas, sê Paulus. Ons het skrif, ons het skrifkennis. Ons lees die Bybel, ons het al die inligting. En ons hoor hierdie dinge. En nou probeer ek dit wat ek leer in die woord self toe te pas. En weet wat? Nou probeer ek vrug van die gees uit te leef. Selfpoging. Maar dis fake, man. Dis aangeplak. Weet en ek draai alles om dit te doen. Johannes 5 vers 39 sê hy, Jesus is aan die woord en hy sê, julle ondersoek die skrif, omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin kan kry. En dit is juist die skrif wat oor my getuig, tog wil julle nie na my toe kom sodat julle die lewe kan kry nie. Jy sien mense, ons moet die skrif ondersoek. Ons moet kyk wat die skrif sê. Ons leer uit die skrif uit. Maar jy sien die gevaar is baie keer, dit word die ultimate goal van mense. Om die skrif te ken. Mense wat skrifversies kan quoteer, versies kan quoteer. Yes, mense, hulle sê om woord vir woord quoteer ons die skrif. Die Amplified sê, you search and investigate and pore over the scriptures diligently because you suppose and trust that you have eternal life through them. And these very scriptures testify about me. And still you are not willing, but refuse to come to me so that you might have life. Mense, die skrifgeleerdes, die fariseërs, hulle het die skrif geken.
dink baie keer, maar as ek die skrif ken en ek het die skrif, dan gaan ek dit maak. En ons maak dit. Jy sien, in ons try al die dinge te doen om vrugbaar te lyk. Yes, mense, ek try my uiterste bes om vrug te dra. Weet wat, ons try selfs vrug in te ent. Ek sal hom inkry. Ek sal hom inforceer as ek moet. Ek sal hom inkry. En ons ent in, en ons probeer vrug dra. Weet nie eens waar is al die gate wat ek geboor het nie. Maar ons soek, en ons try vrugte te dra, maar die vrugte bly nie. Dit hou nie. Ja, mense, maak nie saak hoe hard ons probeer al hierdie werke te doen. Ek probeer goed lyk. Ek probeer so hard om soos 'n kind van die Here te lyk. Ek probeer so hard om lief te hê. Ek probeer so hard om vriendelik en blydskap, sagmoedig te wees. En ek probeer so hard, Here, om selfbeheersing toe te pas. As in die krisis is, wanneer ek geskit word, dan mag geen die vrugte te val. Want jy sien, kan hierdie boom vrug dra? Al ent ek hom in, gaan hy vrug voortbring? Nee. En jy sien, in die hartseer is ons leef vanuit 'n sonde bewustheidsplek. Want ek is meer sonde bewus as wat ek God bewus is. En wanneer ek sonde bewus is, dan probeer ek, en jy sien, sondebewustheid, ek kyk na die Here, en ek lees die skrif, en weet wat is die skrif wat jy raak lees, as jy in sondebewustheid leef, jy lees al die Bybelversies raak, wat gaan oor straf, pak gee, jy sien al die versies raak, wat sê, maar jy het verkeerd gedoen, dis hoekom die Here, dis hoekom jy krisis beleef. Jy sien al daai goed raak. En die vyand mislei ons. Net soos wat hy Eva mislei het. Want jy sien, ek sien die skrif, ek lees die skrif, dit lyk so goed. En die hartseer is, ons het vir hoeveel jare, eeue, het ons partykeer hierdie goed verkeerd verkondig, glo ek, van die kansel af. Hoe lank het ons nie baie keer in kerkdienste, dan lees ons die wet. En die fokus is op die wet. Hoeveel keer hoor ons nie, as jy dit doen, dan gaan die Here dit doen. As jy dit doen, dan gaan die Here dit doen. Is daar sekere beginsels? Ja, daar is. Maar as jy die vyand het, soos wat hy Eva mislei het hy sekere goeders, dink ek, vir ons, het hy het ook. Hy het dit uit proporsie uitgelig. Want jy sien, die vyand kom ook met skrif, en hy sê, maar dat is aangeskrywe. Wil die Here my en jou seën? Glo dit, ja. Maar hoekom wil ons dit altyd meet aan 'n wêreldse standaard? Want as jy uit 'n sondebewustheid, vanaf sondebewustheid plek, van, maar as ek doen, as ek perform, gaan die Here vir my gee, dan kom ons op die plek, die hele prosperity, boodskap. Does he want to prosper you? Yes, God wants to prosper you. Maar ons het dit uit verband uitgeruk. Ek onthou Hendrik en Bets, wat in Pemba gewerk het in Mozambiek, sendingwerk gedoen het, onder die Moani mense, arm, lyk soos plakkerskampe. Hendrik het altyd gesê, hoekom kom
Die prosperity predikers, wat baie keer op TBN, op die TV is, hoekom kom van daai predikers nie, en kom preek daai prosperity boodskap in Pemba, sodat dit hierdie mense uit hulle armoede sal lig? En weet wat, omdat ek uit sondebewustheid leef, nou gebeur die dinge nie, soos wat ek het gedink het nie, want jy sien, ek het hierdie prentjie gehad, van hierdie vrug, gaan fenomenaal lekker wees. Ek het hierdie verwagting, yes, nou dat ek die Here dien, hierdie goed gaan gebeur. Ek kom daar een slag, kom iemand by my, en hy stap in my kantoor in, en hy gooi so klomp series op die tafel. Hy sê, ek is klaar met armoede, ek gaan nou 'n miljonair word. Want hy die preke gaan luister, en teachings oor prosperity. En jy sien, en nou probeer ek goeders doen, want die vrug het so great gelyk, maar ek eet die vrug, maar het gebeur nie. En jy sien, ek hou vol. Hoe lank dink julle gaan hierdie vrugte hou, as ek dit hier los? Ek weet nie, maar ons gaan sien hoe lyk daai appels volgende week. So as jy wil check hoe lyk 'n appel as jy hom op daai boom sit, kom kyk volgende week. Hulle het genoeg yster, hoor. Ek het spykers daar aangehaal, hy kry yster. So is nie 'n ystertekort nie. En dan gebeur 'n ander ding ook, as jy uit sondebewustheid leef. Jy sien, die volgende ding wat gebeur, as ek vanuit sondebewustheid leef, ek meet met 'n verkeerde maatstaf. Ons meet sukses vanuit 'n wêreldse oogpunt, vanuit 'n wêreldse maatstaf. En jy sien, ek meet dit. Die seën van die Here gaan vir my al hierdie goed in my sak bring, en al hierdie goeders gaan gebeur. En inteendeel, ons jaag sekere goeders, want as ek dit doen, dan is ek suksesvol as koninkryk, in die koninkryk. En 'n interessante ding, Paulus het hierdie leer geklim. En weet wat, en hy bereik die boonste sport, sukses bereik. En weet wat is die hartseer van die wêreldse stelsel? Wat is die hartseer van 'n sondebewustheid? Ons klim baie keer daai leer van sukses, en as ons bo kom, dan sien ons, maar ek het die verkeerde leer geklim. Want as ek bo kom, sien ek, it's not what it was made out to be. Waar is daar nie, vir ons daai slide gooi. En ek wil hê, luister mooi bietjie na wat Paulus sê. Filippense 3 praat Paulus, en hy sê, pas op vir daardie dwaalleraars. Pas op vir daardie mense wat kwaadstig. Pas op vir daardie betekenlose besnydenis. Hy sê, ons sê die ware besnydenis. Ons wat God deur sy gees dien. Ons wat ons op Christus Jesus beroem, en nie op die uiterlike vertrou nie. Want jy sien, die sondebewustheid gaan jou op die uiterlike laat vertrou. Hy sê, tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. Hy sê, as iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Hy sê, ek is op die 8ste dag besny, volgens die wet, van geboorte af, 'n Israeliet, uit die stam van Benjamin, 'n egte Hebreër, in wetsopvatting was ek 'n fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Volgende een. Dan gaan hy aan, vers 7.
Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos te wille van Christus. Ja, meer nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde. Ja, nog meer. Hy sê, want om Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde. Hy sê, terwille van hom, terwille van Christus, het ek alles prys gegee. Ek beskou dit as verwerplik. Die oud vertaling sê, ek beskou dit as drek. Van die Engelse vertaling sê, I view it as rubbish. Sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom te wees, kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou het nie, maar omdat ek in Christus glo. Hy sê ek beskou dit as verwerplik, as drek. Hy sê hoekom? Sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. Dat ek een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou het nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Our spirituality is not found in adopting to a form, but by the forming of Jesus within us. Wat weer lees. Hy sê, our spirituality is not found in adapting to a form, but by the forming of Jesus within us. Jy sien, 'n sondebewustheidslewensstyl en denkwyse. You trying to adapt to something. En weet wat sy hartseer as kind van die Here, presies wat die vyand vir Eva verlei en mislei het, doen hy vandag aan kinders van die Here. Want jy sien, hy sê vir Eva, maar weet wat, as jy daai boom eet, gaan jy soos God wees. Maar was hulle nie soos hy nie? Ek vra weer, gaan lees weer Genesis 3. Toe God hulle geskaap het, hy het hulle geskape na sy beeld en gelykenis. Was hulle nie soos hy nie? Nou kom die vyand en hy bedrieg hulle. En vandag gebeur presies dieselfde met jou as kind van die Here en met my, want jy sien hy kom en hy sê, weet wat, jy moet perform. Eet van die boom van kennis van goed en kwaad. As jy al daai kennis het en jy al daai goeie dinge doen, dan gaan jy wees soos hy. En wat sy hartseer is, nou vanuit die kennis, vanuit 'n sondebewustheid, nou wanneer ek met ander mense te doen kry, as Jacques iets verkeerd doen, die vrug van die boom van kennis van goed en kwaad, en wat doen ek? Nou begin ek om te judge, te oordeel. En die kennis van goed en kwaad, dan sê ons die hele tyd, en ons wil vir mense sê, nou kom hy tot bekering, en hy gee sy hart vir die Here. Jacques, jy moet dit doen. Jy moet dit doen. Jy moet dit doen. Jy sien, ons word gered uit genade, maar ek weet nie wat gebeur in die kerk soveel keer. Ek word gered uit genade deur die geloof, maar as ek klaar gered is, dan moet ek weer teruggaan na die wet toe.
Want ek moet, nadat ek gered is, dan leer ons van mense, jy moet dit doen en dit doen, anders gaan die Here kwaad wees vir jou. En hy vang ons, dis soos die epe gevang het. Want jy sien, ek en jy kom nie by die waarheid, en ons sien nie die waarheid, want jy sien, dis nie kennis net, en inligting van die woord wat ek nodig het, ek het openbaring van die woord nodig, om te besef, dat ek is een met hom, dat ek kan besef en sien, wie is Christus in my? Ek is die wynstok, julle is die lote, ek is ingeënt, ek is in hom, hy's in my. Het julle al 'n druiweloot gesien, wat moet perform om druiwe te dra? Nou die dag gestaan by my buurman se druiwepreel. Julle moet hoor daai takke. Regtig, as jy mooi luister, dan hoor jy moet net stil word, dan hoor jy daai takke. Jesus, ek wil baie druiwe dra hierdie jaar. Ek wens ek gaan druiwe dra hierdie jaar. Miskien die ander tak. Maar julle, ek het iets verkeerd gedoen, want kyk hoe hang ek vir hierdie jaar. En dan kom die druiwe, en dan sê die ander, ag nee, wat het ek nou verkeerd gedoen? Dan sê die tak vir hom, jy het nie hard genoeg perform nie. Nee. Die loot dra vrug. Hoekom? Want dis wie jy is in Christus. Jy sien die dinge wat ek probeer kry, vanuit 'n sondebewustheid denkwyse, uit 'n Godbewustheid, is daar 'n uitvloeisel van my intieme verhouding met die Here. Die vrug van die Gees is nie as gevolg van my performance nie, dit is nie as gevolg van my hard werk en doen nie. Dit is 'n uitvloeisel van my ingeëntheid, van my koppeling met hom. Maar omdat ek dit nie maak nie, dan maak ek soos Adam en Eva. Ons vang vyeblare en ons probeer onsself te regverdig. Ons begin vinger te wys, net soos wat Eva gemaak het. Adam kom en die Here vra, maar waar is julle? Dis nie die Here geweet het nie. Dis soos jou kinders stout was en jy vang hulle en dan vra jy, hey, wat het jy nou gedoen? Jy weet wat hulle gedoen het, dis nie dat jy nie weet nie. En hy sê, wat doen Adam? Selfregverdiging, selfbejammering, al daai selfgoeders, selfanklag, alles wat daar te doen het. Selfverdediging. En hy sê, nee Here, dis die vrou wat jy vir my gegee het. En die vrou sê, dis die slang. En die slang het nie 'n voet gehad om op te staan nie. Mense van ons, jy sien, sondebewustheid maak dat jy oral waar jy gefaal het. Van laaste voorbeeld weer. Weet jy hartseer van aangeplakte vrugte, fake vrugte, is wanneer die druk kom en wanneer die pressure daar is, dan val die vrugte af. En wat dan manifesteer, is nie die Here nie. Is nie sy Gees nie. Nou eenslag in 'n gemeente, julle sal nie weet wie dit is nie so. Na die diens, 2 goed het gebeur, is dieselfde ou. Ons het iets gebeur, en ons tafel se agter met koek. En hy was nie die diakenspan aan diens daai oggend. En ek vra toe, ek sien toe, hier's nie baie meer mense as wat ons gedink het. So of ons gaan die koekvermeerdering hê, of 'n paar ouens moet just, en ek sê, hoorie, die diakens stuur die boodskap tussen hulle, dit baie moord op mel, hou net bietjie terug, laat die mense eers kry. Daai ou kom na my toe na die diens. En ek sien toe, ek weet nie wat het gebeur nie, maar iemand het sy koek gesteel. Toe sy briesend kwaad. Ek sê, wat's fout ou broer? Nee, hy het nie eens 'n koek gekry nie. Op 'n later stadium sien ek, nee, die broer is nou ook weer omgekrap, maar hy is omgekrap met my. Jy tel dit mos op.
En ek vra hom eendag na 'n diens en ek sê, hoorie, wat gaan aan my broer? Nee, niks, ek sê nee man, moenie nonsens praat nie, ek weet jou, ken jou al. Wat gaan aan? En hy sê vir my, ek is kwaad vir jou, want jy het my nie gegroet nie. Ek het amper gelag vir hom. Ek sê vir hom, mensie nou kom my toets. Ek sê vir hom, hoorie, help my asseblief, ek is so jammer. Help my dat ek kan verstaan wat gebeur het. Dat ek kan volgende keer regmaak. Hy sê net toe jy by die kerk kom, het jy my nie gegroet nie. Ek sê vir hom, weet wat gebeur, so jammer. Ek wil my nie self nie regverdig. Ek sê, maar weet wat, as ek by die kerk kom, ek is baie keer so gefokus op dit wat ek nou moet gaan doen en bedien, dat ek kyk mense mis. Maar ek wil jou vra, wil jy my nie help nie? As ek weer kom, wil jy nie net na my toe kom en sê, hey, môre, gaan met jou? Maar jy sien, as ek uit 'n sondebewustheid leef, dan mis ek die dinge. Wat 'n vrug, van wat 'n boom is jy besig om te eet? Wat 'n vrugte is jy besig om te eet? Is jy op die plek wat jy probeer perform, die Here se gunste wen? Weet jy wat die maklike toets? As iets verkeerd gaan, en jy vra jouself die vraag, wat het ek nou verkeerd gedoen? Volgende die garage deur wat breek. Die eerste ding wat in my gedagtes wil opkom is, wat het ek nou weer verkeerd gedoen? Sê nee, wrong adres, boet. Nee. Ek het iets reg gedoen. Jy sien, elke keer wat as iets verkeerd loop en jy vra jouself die vraag, wat het ek nou verkeerd gedoen? Dan weet jy, jy's besig om vanuit 'n sondebewustheid te leef. Jy's besig om die boom van kennis van goed en kwaad se vrugte te eet. En is besig om te manifesteer in jou lewe. Ek gaan volgende week meer praat daaroor, en ek wil volgende week regtig oor, as dit kom by dinge van die Here, van dit wat ek vir die Here doen, is nie omdat ek moet nie, is omdat ek wil. Dit is 'n uitvloeisel van my intieme verhouding met hom. Jy sien, omdat hy in my is, kan ek my vyande lief hê, want is Christus in my, wat deur my hom liefhet. As iemand iets, as haar situasie gebeur en is terrible, as hulle sê die lelik is met my, and you don't greet me, you treat me like a boertjie. Ons het al die gesprekke gehad. Jy sien, ek en Lesedi kan lief wees vir mekaar. Ten spyte van political rubbish and nonsense. It's being a brother in Christ. Dis nie effort nie. Dis geen effort. Ek maak klaar. I say the standard of the one who lives within us will be the light by which we live. Ek wil weer sê, the standard of the one who lives within us will be the light by which we live. Twee Korintiërs 3 vers 18 is die laaste vers wat ek wil lees. En terwyl ons almal, elke kind van die Here, met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Ek het 'n paar vertalings hier gesit, dat jy mooi kan hoor. Hy sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat ons uitstraal, neem steeds toe.
Dit doen die Here wat die Gees is. The Amplified sê, and all of us, as with unveiled face, because we continue to behold in the Word of God, as in a mirror, the glory of the Lord, are constantly being, dis nie net changed nie, hy sê constantly being transformed, transfigured, into His very own image in ever-increasing splendor and from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. From glory to glory. Jy sien, as ek met 'n sondebewustheid dit lees, dan kyk ek na die Here, ek sien sy heerlikheid, dan kyk ek na myself, en dan kyk ek, Jesus, dis waar ek tekort skiet. Dis waar ek droog maak. Dis waar ek foute maak. Dis waar ek verkeerd doen. Dis waar ek sonde doen. Nee. As ek kyk vanuit 'n Godbewustheid, dan sien ek die heerlikheid van die Here. En ek sê, Here, dankie. U genade vat my soontoe. Ek verander van heerlikheid tot heerlikheid. I'm being transfigured into His image. Dis 'n uitvloeisel van hom wat in my is. Dis nie my performance nie. The law requires from you, but grace enables you. Die wet vereis, genade stel jou in staat. Laaste stelling wat ek lees. The Holy Spirit is working in you to make sure that you are equipped, that you are connected and not deceived, so that we may function together and become the perfect man that Jesus intended us to become. Ek vra jou weer vanoggend, wat 'n vrug eet jy, wat 'n boom slaan jy kamp op onder? As jy daar is, hoor vanoggend wat hy sê, kom. As jy op hierdie leer sit, en jy probeer die leer van sukses in die sakewêreld nou goed klim, moenie bo kom en sien, maar my leer staan teen die verkeerde muur nie. Die verkeerde leer gekry. Nee. Hoor vanoggend wat hy sê, kom na my toe. Kom. Vader, dankie, dat U ons so onbeskryflik liefhet. Dankie vir U onbeskryflike genade. En ek bid vanoggend, Here, Heilige Gees, dat U die naprediker van hierdie woord sal wees. Dat U waarheid, dat ons die waarheid sal ken, dat die waarheid ons sal vrymaak. En Here, dat ons sal uitbeweeg onder daai boom van 'n sondebewustheid. En dat ons sal leef vanuit 'n Godbewustheid. En ek bid vanoggend vir elkeen dit wat Paulus gebid het in Efesiërs 1. En Here, ons het al soveel keer hierdie skrif gelees. Maar ek bid dat dit vanoggend, that it will bring transformation in our hearts. Ephesians 1, verse 17. Ek bid dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Here, dat ons nie net intellektuele kennis sal hê van U skrif nie, maar Here, dat ons openbaring in kennis sal hê, dat U self aan ons sal kom openbaar. Dat U vir ons verligte oë van die verstand sal gee, sodat ons kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is.
en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte. Gee vir ons verligte oë van die verstand vanoggend in Jesus naam. Reveal yourself to us, that we will truly know you. Ek wil elke leuen van die vyand wat in mense se lewens gedeponeer het, ek breek dit vanoggend in Jesus naam. Ek roep gedagtes tot gehoorsaamheid aan die woord en ek wil die vesting van die leuns van die vyand, ek verklaar vanoggend dat daai vestings gebreek is in Jesus naam. En dat die waarheid, Christus in my, die hoop op heerlikheid, dat dit openbaringskennis sal word. Here, kom openbaar U self aan elkeen wat in hierdie plek sit, soos wat ons nog nooit voorheen beleef het nie. Ek breek daai gedagtepatroon en vesting van ek moet presteer, ek moet perform. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Kom Here, kom werk in ons. Kom werk in ons. Kom werk in ons, Here. Die heerlikheid. Kom openbaar U heerlikheid in ons. Kom, doen dit. Dankie dat U vrymaak. Vul ons opnuut met die Gees vanoggend. Vul ons opnuut met die waarheid vanoggend. Father, that will be transfigured into your image. En net waar jy sit, gee net jouself weer voor net. Dank hom net dat hy jou lief het. Dat jy sal wees wie hy jou geskaap het om te wees. Dat jy sal wees wat hy beplan het vir jou voor die grondlegging van die aarde. Heilige Gees, help ons om vanuit 'n plek van Godbewustheid te leef. Ek dank U daarvoor. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Herinner ons deur die dag, by die werk, waar ons ry, herinner ons dat ons sy seun, ons is sy dogters. Herinner ons is die geregtigheid van God in Christus. Dat ons die liefde tasbaar beleef. Dat ons sal leef voortdurend hierdie dag, sal sê Here dankie vir die teenwoordigheid in my lewe. Here dankie, U is in my. Ek is in U. Thank you, Jesus. Wees net nou bewus van sy teenwoordigheid, van sy Gees in jou. Be aware of His presence in you. Be aware of His Spirit within you.
living from a place of an awareness of God in me. A God consciousness. Thank you, Jesus. Dankie, Here. Dankie. So dankie. Dankie, Here.